nog 'n Kiekskerk maats, dankie dat jy saam kuier. Ons is by die tweede kwartaal, kan jy glo? Baie sterkte, ek hoop jy het lekker vakansie gehou, lekker Paasfees gehou, en dat jy iets beleef het van God se kruisiging en die opstanding, en dat jy dit verstaan het, en nagmaal, en dat jy ook paaseiers geëet het, en paasbolletjies, en dat jy nou reg is vir hierdie tweede kwartaal, en alles wat daarmee gebeur, al die skoolwerke en dinge. Maar kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here Jesus, dankie dat ons kon Paasfees vier, dat ons weer kon herinner word aan die kruisiging en die opstanding, en alles wat dit vir ons beteken in die Christelike geloof. Dankie Here dat ons dit kan vier, en dat ons deel kan wees daarvan. Dankie dat ons ook kon rus in hierdie vakansie. Gaan saam met ons in hierdie baie besige tweede kwartaal, en mag jy deel wees van ons elke dag bestaan, en mag ons bewus wees van u teenwoordigheid. Dankie dat ons weet dat u elke dag, elke tree met ons is. Daar waar ons sport speel, daar waar ons besig is om te leer, daar waar ons sing of vir wie, of waarmee ons ook al besig is. Dankie Here dat ons weet dat u daar is. Seën ons ook as ons vandag saam leer uit u woord uit. Amen. Dis 'n voorreg om jou te groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek het gedink ons moet ook net so vinnig weer deur die 10 gebooie gaan, dat julle nie dit vergeet nie, dat ons dan so af en toe net ook daarna kyk. En daar is die prentjies op die bord, of waar jy ook al kyk, as jy nou kyk op jou telefoon of op jou rekenaar, dan sien jy nou, en die eerste prentjie sê, daar is net een God, en julle moet dit onthou, kan jy onthou die tweede een, dis die mannetjie wat bid, en hy sê dat ons net God mag aanbid. Ons mag nie voor ander gode en afgode buig nie. Daai die derde enetjie, die mannetjie met die hoed op, kan jy sien, sy mond is net so groot, en dit sê dat ons nie die Here se naam mag gebruik nie. Ons mag nie lelike goed sê nie. Die vierde een kan ons sien, lyk soos 'n kerkie, en daai kerkie sê dat ons die Sabbat moet heilig, dat ons moet kerk toe gaan, en dat ons dit deel wees, en dit gaan nie net oor kerk toe gaan, na die gebou toe gaan nie, maar dit gaan oor hoe ons 'n dag instel, en 'n kies 'n dag van die week, om by God uit te kom, en met God se dinge besig te wees, want dit sê dat ons rustiger raak. As ons net die hele tyd werk, dan word ons moeg, dan is ons slawe. En God sê ons is nie slawe nie, hy sê ons moet rus. Daar nommer 5 sê dat jy jou pa en jou ma moet eer. Eer jou vader en jou moeder. Daai 6 lyk soos 'n geweer, is ons mag nie moord pleeg nie. En dan na 7 sien ons, daar is 'n oom en 'n tannie wat baie kwaad is vir mekaar, en dit sê ons mag nie skei nie. En dan nommer 8 sien ons, daar is dis soos 'n ding wat daar 'n lekkertjies in is, en dit sê dat ons nie mag vat nie. Jy mag nie jou hand daar indruk en jou ma se lekker goed gaan uitsteel nie. En my kinders los partymal leë bokse daar in die kas, so ek sien net die evidence. Maar dis daarom nie steel nie, hulle mag kry. Maar ja, daar gaan uithaal. En dan nommer 9 is, daar sien julle, daar sê regter, jy mag nie vals getuienis gee nie. En nommer 10 sien ons, daai een wil net daai sak geld hê, so jy mag nie begeer nie. En al hierdie dinge leer ons in Exodus 20. So, kom ons onthou ook dit wat God van ons vra, en daai hoe ons dit toepas. En dit gaan nie oor die reëls nakom nie, maar dit gaan oor hoe ons lewe inrig, en soos God se kinders leef. Ons gaan vandag lees uit Matteus 13 uit. Nou kom ons praat net eers oor Matteus. Matteus is die eerste boek van die Nuwe Testament, en dit is 'n evangelie. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, dis die 4 evangelies. Evangelie beteken die goeie nuus. Wat is die goeie nuus? Goeie nuus is dat God sy seun na hierdie wêreld toe gestuur het. So Matteus, Markus, Lukas en Johannes vertel vir ons toe Jesus hier op aarde was. Dit vertel van Jesus sinds sy geboorte tot sy hemelvaart. Matteus is een van Jesus se disippels gewees. Matteus se naam was Levi, en Jesus verander dit van Levi na Matteus toe. Nou Levi, as ons gaan kyk in die Ou Testament, dan sien ons Levi was deel van die priesters. Dit is die stam waar die priesters gekom het. En dit sê vir ons dat Matteus 10-1 'n kind van 'n priester was. Met ander woorde, dis die dominee se kind wat stout was, want Levi, as Jesus hom gaan roep, dan sien ons hy is 'n
tollenaar. Nou, tollenaar is 'n ou wat gewerk het vir die Romeinse Ryk en hy het geld ingesamel en baie keer was hulle ook baie skelms. Mense het niks van tollenaars gehou nie. Niks nie. So Levi, die kind van die dominee, van die profeet of die priester, word 'n tollenaar en dan gaan roep Jesus om en sê word my disipel. En dan verander Jesus sy naam na Matteus toe. Wat beteken Matteus? Matteus beteken geskenk van God. Jy hoor daai theos is God in Grieks, so geskenk van God. So Matteus, Jesus gaan roep hom en dan is hy is nog gestouterd. Hy roep hom en sê kom jy tollenaar, kom word my disipel. En dan daar verander Jesus al sy naam. So Jesus roep ons en dan gee hy vir ons 'n naam wat sê maar jy het potensiaal om 'n geskenk van God te word. En Matteus is 'n geskenk van God, want hy skryf vir ons dan hierdie fantastiese evangelie neer. En Matteus, vir wie skryf hy? Want ons mos nou 4 evangelies wat dieselfde storie skryf, maar elkeen van hulle skryf vir iemand anderste. En Matteus skryf vir die Jode, want hy was 'n Jood gewees. Hy het presies verstaan wie hulle is. Matteus 13 lees ons, as jy daai prentjie sien, dan weet jy, ons gaan lees van die saaier, die gelykenis van die saaier. Nou in die gelykenis van die saaier is daar 4 goed wat vir ons belangrik is. Dis die saaier, die een wat die werk doen. Dis die saad, waarmee is hy besig? Die saad val in die grond, wat beteken dit? En dan die plantjies wat groei. Wat beteken dit? So kom ons lees net eers hierdie verhaal en dan kyk julle, waar sien julle wat doen die saaier? Sien julle wat gebeur met die saad? Sien julle wat die grond? Daar's verskillende tipes grond. Luister of julle dit kan hoor en dan kyk julle wat gebeur met die plantjies waar hierdie saadjies val. So, die eerste vers. Later die dag is Jesus af na die meer toe. Daar was so baie mense saam met hom, dat hy in 'n bootjie moes klim, sodat almal hom kon sien. Die mense het op die wal bly staan. Jesus was lief om verhale in sy preke te gebruik, om so sy boodskap vir die mense duideliker te maak. Met die bootjie as sy kansel, het hy begin preek. So, daar is so baie mense, dat hulle Jesus toestaan en dat hulle nie kan hoor nie. So dan, dit is so teen 'n wal op en dan klim Jesus in die boot, dan gaan hy net so bietjie in die water in, want dan kan hulle hom nie volg nie. Dan staan op die bootjie en preek. Wat 'n kansel? Dis daai ding wat ons dominees voor in die kerk. As jy in die kerk kom, sal jy sien, daar is nog een gebou ook, en lankal terug het ons daar opgeklim, dat ons daar gestaan en preek. Nou staan ons net voor so hout een, maar dis die kansel. So daar staan Jesus, hy staan op die bootjie, en hy preek daarvan, dis sy kansel, en dan vertel hy hierdie gelykenis. 'n Gelykenis gebruik iets, wat ons elke dag mee werk, en wat ons kan sien, en dit het 'n dieper betekenis. So hy het hierdie saaier, wat die saad plant, en dit vertel vir ons iets van die woord van God, van mense, en hoe hierdie woord van God geplant word. Daar was 'n boer, wat saad in sy land gaan saai het. Hy het die saad met sy hand oor die grond uitgestrooi. Met die strooi het van die saadjies op die voetpad deur die land geval. Die voëls was dadelik by, en gou was daar niks van hierdie saad meer oor nie. So maat, daar sien ons nou die eerste, hier is hierdie boer, hy gaan saai, en dan val daarvan hierdie saad op die grond. En dan sê die teks vir ons, maar julle weet mos nou daar waar 'n voetpad gestap is, daar word die grond mos baie hard, en daar kan goed nie groei nie. So daar die saadjies geval, en die voëls gekom en het opgeëet. So dit sê vir ons, die saadjies is die woord van God, en as jy dit vir mense vertel, mense wat se harte hard is, hulle daai saadjies groei nie, daar gebeur niks daar binne nie, en dit gaan nou maar net weer weg. So, daai saad wat gesaai word, daar waar die boer het gesaai, daar op die grond, dit kan nie daar groei nie. So hoe lyk iemand se hart? Is iemand se hart dalk hard, en daai saadjies gaan nooit in nie, hy hoor nie die woord van God nie, dit word nie deel van sy lewe nie. Daai wat ons nou gesê, daai 10 gebooie, hy gaan maar net aan soos wat hy ingaan, hy steel goeders, hy praat lelike goed, hy vertel jokstories, hy wil graag ander mense se goed hê, so dit's deel daarvan. Kom ons kyk, waar gaan die volgende saadjies heen? Van die ander saad het op die groot rotse in die land geval. In die holtes van die rotse was daar grond. Die saad het gou opgekom, maar kon nie wortels maak in die vlak grond nie. Daarom kon die plantjies nie groot word nie. Die son het hulle gou doodgebrand. Maats, daar sien julle, hier's val saadjies, en hulle val daar op die rotse. En daar's net 'n bietjie grond. Dis ook, partymal plant ons plantjies in so klein potjie,
En dan na 'n rukkie dan gaan die plantjie dood en dan verstaan ons nie lekker nie. Maar hierdie potjie is eintlik te klein. Daar is nie genoeg worteltjies in grond en kos vir daai plantjie om te oorleef nie. So hulle kom op en dit lyk of hulle gaan groei, maar daar is net nie genoeg nie. So partymal hoor mense daai saadjies wat geplant word, hulle hoor die woord van God en dan is hulle eintlik opgewonde daaroor en hulle kan sien wat hulle moet doen en dat hulle vir Jesus moet lief wees. Maar dit word nie opgevolg nie en daar's nie meer nie, so dit kan nie, die worteltjies kan nie dieper ingaan nie, en dan vergeet hulle ook nou maar weer van dit wat hulle moet doen en wat die Here van hulle vra, en dan is daar eintlik maar nie iets wat gebeur nie. Kom ons kyk waar is die volgende saadjies. Van die saad het ook tussen lae doringbosse beland. Soos die bosse groter geword het, het die plantjies heeltemal doodgedruk. Nou maat, hierdie saadjies word geplant, en partymal as jy mos net geplant het, ek weet nie of wie van julle het al blommetjies geplant, en dan kom dit op en is dit so klein, en dan kan mens sien, is dit nou onkruid, of is dit die blommetjies wat jy geplant het nie, en dan moet jy eintlik wag dat hulle bietjie groter is, om te sien, watter is die blommetjies, en watter is die onkruid. So, en dit is wat hier gebeur, so hier word geplant, dit is nie mooi voorberei nie, so alles kom op, die goeie en die slegte, en die onkruid, soos wat julle weet, is altyd baie sterker, en toe druk het nou hierdie plantjies dood, en daar gaan dit weg. So, baie maal, hoor jou hart, maar daar is ander goeders ook. Jy hoor die goeie goed, maar jy hoor ook slegte goed. Met ander woorde, jy het goeie maatjies wat vir jou goeie goed vertel, jy het slegte maatjies wat vir jou slegte goed vertel, en dan kyk hulle wat een gaan opkom, wat een gaan groei, en as mense nou nie die slegte goed uithaal nie, dan groei dit die goeie plantjies dood, want dit is baie lekkerder partymal om stout te wees en die verkeerde goeders te doen. En hierdie teks sê vir ons om versigtig wees, as jy alles hoor en alles eweveel groei, dan is mens partymal geneig om die stoute goeders te doen. Kom ons hoor die laaste saadjies waar dit geval. Dan het daar ook saad in die land self geval, waar die grond goed voorberei was. Daardie plante het goed gegroei en 'n oes gegee, wat alle verwagtings oortref het. So hier het die boer geplant, hy het die land voorberei, hy het geploeg, hy het kunsmis ingesit en geplant, en daar kom die mielieoes op, of jou ma het haar bedding voorberei, sy het mooi grond ingerei, sy het dit gereeld water gegee, en hier kom haar pragtige blomme op, en daar lyk dit baie mooi. So as ons dan nou elke aand lees en bid en gereeld die Bybel lees en gereeld kerk toe kom, dan hou ons aan om die regte goed te hoor, en dan begin die Here regtig 'n verskil maak in ons lewe, en ons sien dat oor tyd sien ons dat dit vrugte dra. En maats, dit is hoe dit werk om 'n Christen te wees. Jy hoor nie vandag en dan môre is jy hierdie fantastiese Christen nie. Alles wat groei, vat maar 'n bietjie tyd. Jy sit nie vandag 'n saadjie in die grond en dan môre is dit hierdie reuse plant nie. Nee, jy sit dit en dan sit 'n klein plantjie en word al groter, en dit word al makliker want hierdie plant word al sterker. En dis hoekom mens gereeld moet hoor en gereeld moet luister. Hoor hoe sluit hierdie teks af. Hy sê, hoor julle wat ek vir julle sê, asseblief luister mooi. Die ander vertaling sê, julle wat ore het, moet luister. En dit beteken dat ons moet aanhou hoor, ons moet aanhou luister. Want partymal hoor ons, maar ons luister nie, né? Mamma sê, gaan tel op jou klere in jou kamer. Dan sê hy, ja mamma, so jy hoor, maar jy staan nie op en jy gaan doen dit nie. So jy het nie geluister nie, daar is 'n verskil. En as ons nou kyk na hierdie saadjies, die wat op die pad geval het, die wat op die rotse geval het, die wat tussen die onkruid geval het, die wat mooi gegroei het, eintlik het elkeen van ons al daardie dele in ons hart. Partymal hoor ons, maar ons luister nie. Ons weet ons moet dit doen, maar ons doen eerder die stoute goeders. Die onkruid groei dit dood. Of, jy hoor nie eers nie. Iemand het dit net klaar gesê, en dan kom die saad, die voëls, en dan eet hy daai saadjies op. So dit word nie eers deel van jou nie. En ander kere het ons deel van ons hart, en ons hoor dit maak vir ons saak, en dit begin in ons hart groei. So, ons moet versigtig wees om hierdie te lees en te sê, ja, hy maatjie van my, stoute Piet, hy soos daai pad saadjies, hy hoor niks nie, hy maak net wat hy wil. Of daai stoute Sari, sy het te veel stoute maatjies by, so die stoute goeders groei, so sy is soos daai een wat tussen die dorings geval het. Nee, ek dink, ons almal het maar bietjie van hierdie goed in ons. Partymal
groei ons en ons dra vrugte en ons is pragtig, en partymal hoor ons net niks nie. Ons luister nie, ons hoor, maar ons gaan maak net wat ons wil. So ons moet, wanneer ons die woord hoor, wanneer ons iemand vir ons vertel, wanneer ons leer, wanneer ons Bybel lees, moet al hierdie deel word van ons, en ons moet mooi gaan luister en daaroor dink, en weet dit lees, en weet daaroor dink, want dis al hoe dit deel word, en wanneer dit groei, en wanneer dit in ons harte 'n verskil begin maak, en in ons lewens. Onthou nou wat ek gesê het, om te groei, om 'n Christen te word, vat tyd. En mens leer, en mens word beter. Aan die begin is dit moeilik, en as mens klein is, word mens kwaad, of jy verstaan nie lekker, en hoe meer mens leer, en hoe meer mens lees, en hoe meer mens by ander mense hoor, hoe beter word dit, en hoe makliker groei dit in jou hart. Maar daar's ook 'n ander manier hoe ons na hierdie teks kan kyk, en sê, maar kom ons sê, ek en jy is die saaiers. Ons is daar waar ons by die skool is, of waar mamma en pappa by die werk is, daar moet ons vertel, en moet ons die saadjies gaan saai. Ons moet die woord van God gaan verkondig. So waar verkondig ons die woord? Vertel ons dit net vir die ouens wat altyd hoor, en altyd vir wie dit maklik is, want dit is mos nou maklik om hier by die Kiekskerk net te kom vertel van hoe ons moet wees, of in die groot kerk te vertel van God se woord. Want daai mense kom sit, en hulle luister, en hulle wil daar wees, en hulle wil verander, hulle wil soos God se kinders wees. So dis maklik. So almal van ons wil daar vertel. Maar dis baie moeiliker om juis vir hulle te vertel wat nie wil hoor nie, wat sommer net omdraai en loop. So ons moet vir onsself vra, saai ons net saadjies daar waar die grond goed is, of ons is ook bereid om aan te hou saadjies saai daar waar mense nie wil hoor nie. En dalk meer moeite te doen om bietjie grond aan te ry, of daar in die harde pad bietjie spitwerk te doen en dit om te keer. Want jy kan enige stuk grond, as mens genoeg moeite doen, kan jy grond inry en kan jy kunsmis inry. En partymal is dit om die woord van die Here te vertel, is dit harde werk. Jy dalk 'n maatjie vir wie jy baie lief is, of een van wie jy nie hou nie. En jy weet, hierdie saadjies gaan nie inval nie, maar as jy aanhou en 'n goeie maatjie is, en luister, en opdaag, en weer, kan daai mense se harte verander. En dis hoekom ons partymal mense Mosambiek toe stuur om daar te gaan werk, want daar is dit bietjie moeiliker om van hierdie saadjies te saai. Of daar's mense wat in China gaan vertel, daar is dit nog moeiliker, want daar kan hulle jou sommer vang en jou in die tronk gooi. So, as ons wil hê dat God se woord moet oor die hele planeet aarde versprei, dan moet daar party mense wees wat bereid is om daar by die moeilike plekke die saad te gaan saai. Dit help nie ons vertel net altyd vir mekaar hier in die kerk hoe lief die Here vir ons is en wat hy vir ons kom doen het nie. Partymal moet ons na die moeilike plekke toe gaan. Almal van ons kan nie gaan nie, en daarom moet almal van ons wat hier is, moet bid dat vir daardie wat gaan, en dalk 'n geldjie bydra, of moeite doen om te hoor hoe gaan dit met hulle. So maats, hierdie teks in Matteus 13 vertel vir ons 'n klomp goed van hoe ons leef, en hoe ons hoor van die Here, maar hoe ons ook vertel van die Here, en waar ons van die Here gaan vertel. Maats, ek hoop dat jy, daar waar jy saadjies saai, dat jy moeite sal doen, dat daardie saadjies sal opkom en sal groei, want partymal is dit baie harde werk. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, dankie dat U vir ons lief is, dankie dat U in ons klomp goed vir ons doen, en dat ons hierdie goed kan hoor, en dat U vir ons lief is. Dankie dat ons so bevoorreg is, om deel van die Kiekskerk te kan wees, en te kan hoor, en weer te kan hoor, en 'n mamma en pappa wat vir ons lief is, wat sorg dat ons dit hoor, al kyk ons dit aanlyn, dat hulle vir ons die tyd gee, en die geleentheid gee, en vir ons Bybel lees, en ons saam kan bid. Maar ons weet, Here, dat daar baie mense is wat nog nie gehoor het nie. Help ons om vir hulle te vertel, en help ons om te bid vir hulle wat gaan vertel, sodat daar meer en meer mense kan weet dat U vir ons lief is, dat U genade so groot is, en dat U U seun na hierdie wêreld toe gestuur het. Amen. Mag jy 'n baie lekker week hê, mag dit met jou goed gaan, en mag jou plantjies opkom, daar waar jy die saadjies van die Here se woord saai. Amen. Al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al dreig my vrese, my diepste vreugde hier, al vergaan die wêreld, die hele skepping rondom my, sal U, Heer, my toevlug bly, want U alleen, het ek lief, o Heer.
altyd hier. U was nog altyd my beskerming, U is nog altyd God. U is nog altyd in beheer, U was nog altyd hier. U was nog altyd my beskerming, U is nog altyd God. U is nog altyd in beheer, U was nog altyd hier. U was nog altyd my beskerming, U is nog altyd God. U is nog altyd in beheer, want U alleen het ek lief vir jou. Nou bo elke naam, U regeer. Al julle volke klap julle hande. 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 Laat die volke sing, la 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 la. Laat die volke juig, laat die volke voor die koning van die heelal buig. Laat die volke sing, la 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 la. Laat die volke juig, laat die volke voor die koning van die heelal buig. Al julle volke klap julle hande. 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 Kyk hoe daar die voeltjies vlieg, sommer so hoog daarbo. God laat al die voeltjies vlieg, hoog daarbo. Hy doen soveel meer vir my, ek sal altyd dankbaar bly. En my nie bekommer nie, hy's by my. Al julle voeltjies klap julle vlerkies. 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 Daar's visies in die water, kyk hoe swemmel rond. Daar's voeltjies in die lug en daar's diere op die grond. Daar's blomme in die velde, daar's riete in die vlei. Wie sou dit als gemaak het, die Here, ja dis hy. Daar's visies in die water, kyk hoe swemmel rond. Daar's voeltjies in die lug en daar's diere op die grond. Daar's blomme in die velde, daar's riete in die vlei. Wie sou dit als gemaak het, die Here, ja dis hy.